nog hij zo als hij het is ons is hier op afstelling van het allemaal. Voor ons begin wil ik graag goed in de naam van de Heilige God. Goed in de naam van de Vader, en de Seun en de Heilige Geest. Amen. Kom ons stil staan, dat ons saam staan. Het is blij dat je muziek. Let dat je de spel staan. Moest je het staan? En die oude van die snel is het allemaal wat geregeld is dat het verwijs en die soort van opstalpraat. Maar die gedeelte waar ik focus is wat is het van Peter, die laatste hoofdstuk. In de kerkstoel moet ik het gehoord wees maar maak alles je verzoeken, je gebeden in snikken, en dan zeggen aan God. Kind. En dan hierdie specifieke vers. In die vrede van God, wat alle begrippen betreft, zal de Christus Jezus worden laten in gerechtes taak. Verder, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat recht is, alles wat recht is, alles wat lieflijk is, alles wat lof de hart en eeuwig wat er is, waar zal mag wezen. Rug je gedachten op. En dat is ons schriftlezing. Voordat we ons gaan door die denken, kan ons standaard. Zoek ons uit het ons hoe God van vrede, God van liefde en genade, ons nader tot u.
die waar ons afskeid neem aan ons vas aan uw beloftes, want u ontvang ons met die groot genade en onthou. U vertrou ons. Ons kom so byeen en ons ook vertroosting soek. En nabijheid van mense wat vir ons omgee, maar ook van u. Ons neem afskeid van geliefde in ons midde. Van goeie vriendin. En ons weet maar al goed dat daar gaan die nacht. Zodanig dat ons in familie aankomt. Mag gelukkig waardig afscheid nemen. Mag de rust van die Heer niks ons van liefde tot God kan schrijven. Zo maakt ons sterk, innerlijk sterk en brengen ons bij waters waar vrede is. Amen. So in die middel van die Bybel vind ons die boek Prediker. En die boek Prediker is eintlik die uitstaande horlosie van die Bybel. Tik, 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 daar is tyd vir alles. En daar is tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Daarby kan niemand ons verbygaan nie. En op 'n manier rus ons almal daarby. Dawid sê in Psalm 103, die mens, haar lewensdier is soos gras, soos 'n veldblad wat opgaan, as die woestyn daar waai is dit weg. En die wind sal aanhou waai en waai en lewe gaan aan. My broers en susters, familie, ons is hier om afskeid te neem. En 'n geleentheid waar 'n mens afskeid neem, moet jy jou stiltes koester. Waar jy kan sit en dink, terugdink. Want soos julle hier sit, elkeen van julle wat vandag gekom het julle eie indrukke en julle eie herinneringe. En wanneer 'n mens by so 'n belangrike punt kom, waar jy iemand groet, finaal groet, dan keer daardie herinnering terug. Sekere helder beelde. En ek gaan dit vir julle, elkeen van julle, om terug te dink aan hierdie waardige vrou, wat 'n vol en ryk lewe gehad het, en wat ook 'n moeder was. 'n Moeder beteken dat julle 'n lewe laat daar het. As kinders, as kleinkinders. Maar die rede hoekom ons hier by mekaar is om ook by die woord van God perspektief te kry. Anders het ons elders op mekaar. Omdat ons gelowig is. Omdat ons oortuig is dat daar iets in ons is wat verganklik is en iets wat nooit verganklik is. En my wens en my bede is dat elkeen van julle berusting sal vind en ook daarmee sal vrede maak dat Tannie nou vertrek na meer permanente woning. En ek sê spesifiek vrede maak, want
Die woord wat ek wil kring uit Filippense is vrede, en ek kom terug daarna toe. Wat ek egter ook wil sê, mens kan nie anders as om te sê as predikant nie, is dat daar leef altyd in ons die hoop. Want die dood is finaal. Maar daar leef by ons die hoop, waarvan ons veral in die Nuwe Testament lees. En die hoop is dat ons Vader vir ons almal eendag 'n plek sal voorberei. Ek is echt oortuig dat Annie vandag sal hê dat ons ook iets moet vier. So daarom wil ek dit sê. Iemand wat die ouderdom van 91 jaar bereik en in haar slaap heen gaan, is 'n geseënde. Daar is by my geen twyfel daaroor. Ek het Andries Grotter gesels nou voor die tyd net vinnig oor die feit wat COVID op ons almal gehad het. Ons almal is getraumatiseer. Ons almal is gedestabiliseer, geïsoleer. En om dan 'n vrou te sien ingaan met 'n doel van 91 jaar na slaap, maak ons eintlik 'n bietjie jaloers. Maar hoe moet ek al sê, Annie het 'n ryk en vol lewe gehad en ek het 'n paar keer met haar gesprekke gevoer. Ek het onder die indruk gekom dat dit 'n waardige vrou is en dat daar liefde is, liefdesbande is in die familie. En niks is belangriker as dit vrede nie. Liefde. Liefde vir mekaar. Ek wil egter met ons kort oordink iets sê oor Filippense 3 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor harte en gedagtes die wag hou. Daar het vinnig iets hier oor die briefie. Paulus skryf hierdie briefie waarskynlik op Europese bodem, ons is nie seker waar, hy skryf die briefie waarskynlik uit die tronk uit. En dit staan bekend as 'n pastorale briefie. Dit beteken hy wil eintlik mense se geloof versterk. Hy wil hulle sê hou aan en doen. Hy wil sê kyk waar sit ek, maar ek wil vir hulle sê hou aan en hou moed. En hy wil ook vir hulle sê ek verlang na. En dan sluit hy sy brief af met 'n groetwoord. Hierdie is die laaste gedeelte. Hy sê eintlik vir hulle totsiens. Maar wanneer hy vir hulle groet, julle weet hoe waardevol is dit om te kan groet, né? Om iemand kan dag sê, maar ook vaarwel te sê. Almal van julle het al op plekke gekom waar jy daar staan, dit kan op 'n perron wees, dit kan by 'n liggaam wees. Ag, dit kan by jou huis wees of jou drempel wees waar jy iemand baie nader aan jou groet. En julle weet hoe intens dit is. Dit wil sy trane wat vloei. En Paulus groet sy mense en dan sê hy vir hulle, ouens, wees altyd bly. Ek herhaal, wees bly. Met ander woorde, daar moet altyd in julle 'n soort lewensvreugde in stand gehou word. Maak nie saak wat jou omstandighede is. En dan sy laaste woorde. Mag julle die vrede van God ervaar. Die woord kry mens baie in Grieks.
Maar as 'n mens nou vragthou dat Paulus 'n Joodse rabbi was, eintlik fariseer was, dan verwys hy eintlik, of die woorde wat hy gebruik is eintlik die Hebreëse woord, groetwoord, shalom lecha, shalom lecha. En hierdie woord raak mense so diep dat dit tot nou toe gebruik word in die Oosterse wêreld. Waar mense as hulle mekaar groet, dan sê hulle vrede vir jou. Die belangrike is vrede nie net om 'n mens in jou hart, maar voornamlik vrede in jou hart. En as ek nou dink aan die Annie wat in haar slaap oorlede is, dan dink ek aan 'n vredige prentjie. Die vrede van God ervaar. En dit is die woord waarmee ek wil groet. Ek het aan die begin gesê, ek wil jou tyd gee om jou eie gedagtes te laat gaan. Want met 'n geleentheid soos hierdie is stilte belangriker as baie woorde. Vrede vir jou. Mag jy ook God se vrede ervaar. Jy en jou geliefdes. En vrede is eintlik 'n staat van harmonie. Daar's baie disharmonie in ons wêreld. Elke dag as jy die televisie aanskakel, as jy die radio aanskakel, as jy die koerant oopmaak, dan gaan dit konstant oor disharmonie, konflik. En almal van ons smag na 'n klein bietjie vrede. En by 'n geleentheid soos hierdie, waar iemand in die vrede van God ingaan, wens ek jou ook vrede toe. Die Engelse woord wat vir my dit die beste beskryf die vrede is wellness. En die beeld wat vir my die beste uitdruk is Dawid in Psalm 20, wanneer hy dink aan sy kinderjare, hoe hy skape opgepas het. En dan sien hy 'n herder en sien skape, 'n groen weivelde. En dan sê hy, die herder is die Here en hy bring my by water, waar daar vrede is. Koel waters van vrede vir ons almal. Rus my siel, jou God is koning, of jy leef en of jy leef nie. Die belangrike ding is vrede. Mag julle ook in die tyd vrede ervaar. Vrede en liefde van God, vrede in julle harte. Mag God vir julle rustig gee, sielerus. En so groet ons dit aan Annie, 'n vrou wat haar liggie help wat skink op 'n tyd. 'n vrou wie se beker oorgeloop het. En ek dink, Lenet het vir my genoem, dat sy te goeie lewe gehad. En daarom is ons dankbaar. Daarom is daar ook 'n mate van lewensblyheid in ons. Ons hart gaan uit na julle kinders, kleinkinders, want die weg van 'n ouma, late leefte, dit is die einde van 'n generasie. Annie se eerste man is lang gelede.
Daarna is sy weer getroud. En as die tyd om gebore te word en die tyd om te sterf en as sy weg. En dit is die einde van 'n generasie. Julle gaan verder. Koester dit wat sy julle geleer het. Wat is belangriker as integriteit? Wat is belangriker as liefde? Wat is belangriker as familiebande? Elkeen van julle het julle eie herinnering, julle eie herinnering. En gaan daarmee in vrede. En gaan net leef gelukkig voort. Ek glo dit is wat die vrou sê. En moenie vergeet nie. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skyn. Sê Paulus. Die liefde van God wat ons het deur Jesus Christus. Ek gee julle geleentheid. Net verstop. Bring so saak op die Bybel dan vir ons die teks. En kom ons sê dit saam. Ek sien die Bybel. Ons sê dit saam en dan moet ons weer sit. Sit. Ons gaan nou luister na 'n sangstorie deur Lynn Grobler.
dankie. Die familie wil net graag vir die volgende mense bedank. Eerstens vir die Here se hand oor al die lewe en wat vir so lank vir ons gespaar het. Dan by die Rooikose sentrum vir bejaardes, ons van Suster Ronelking, Suster van Rooyen en Priscilla dankie sê vir die omgee en bystand aan ouma Annie. En ook die bestuur en ander personeel, en ook die dames wat verantwoordelik was vir haar persoonlike versorging. Dan ook aan Suster Wendy vir haar persoonlike aandag, selfs toe sy weg is, het sy nog steeds gereeld gebel om te hoor hoe dit met ouma gaan. Joanie Willers en Dr. Willers, Dr. Willers en Dr. Willers, Joanie Kobus Pinaar vir die herdenking en woorde van bemoediging, Elaine Grobler vir die orgelspel en sang, wat baie mooi, dankie. Jomies Andries en Elaine Grobler vir hulle besoek aan Pieter en Lenet, woorde van bemoediging, ook vir Dominee Gerens, Koek Valwater vir sy besoek aan Jackie, ook Koba en Boet vir die gebed en sterkte. Corrie Viljoen vir die reëling vir die diens, Marcus Lebrand vir die kerndiens Streamline en behartig daarvan. Leon Ellis van Alpop vir die professionele diens gelewer. Almal wat ouma gereeld by die sentrum besoek het en ondersteun het. Karen en Janet Klerk, Melody Bosch, Nita Trotsky, Linda, Mani, Tammy, Cindy, Maria, wat gereeld gaan kuier met die Itzy en vele ander mense wat al besoek het. Familie en vriende wat vandag afskeiddiens in persoon of via die skermdiens bywoon. Al die familiekennisse en vriende wat die vele boodskappe en oproepe ontvang tot nou toe. Almal wat deel was van ouma se lewensreis. Baie dankie almal. Familie, broers en susters, dit bring ons dan aan die einde van ons verrigting hierso. Ek lees vir ons die begrafnisbrief. Dit was die wil van ons hemelse Vader, om aan die ouderdom van 91 jaar aan ons familie kan verrigting. God het waargeneem dat hy opgevolg het. Hy het geweet dat ons almal op traan sal stort, toe hy van ons weggeneem het, en jou dit saggies laat slaap. Ons dank die hemelse Vader vir jou moeder en ouma en ons grootjie en vriende wat hy vir ons geskenk het. Ons is in die wil. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u. Amen. Dankie broers en susters, u is welkom om te kyk hier in die voorportaal, solank as wat die bron. Is daar nog enige iemand wat nog iets daaroor gesê het? Dankie.